Goedemiddag, goeiemorgen, beloveds. Wat een voorrecht is dit om u te groet in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. Ja, dit is so 25 minute voor die uur van 12 uur. En wat een wonderlijke oggend wat ons vandag het. Die weer gooi ons 'n bietjie van balanse, van die een dag is dit warm en die ander dag dan ervaar ons weer extreem koue. Maar die lied sê, to God be the glory, great things he has done. Liewe vriende, vandag kom ek maar net weer om dankie te sê aan die Here vir 'n uitgespaarde lewe. Ek wil aan die Here dankie sê dat hy my verstand normaal hou. Ek wil aan God eer gee omdat hy my nog 'n dag laat sien het. Amen. Wat meer kan Jesus doen? Hy lê die fondasies en hy maak die deure oop. Wat meer kan Jesus doen? Ons doen 'n soewereine God, 'n God wat groot is. En vandag wil ek spesifiek hierdie gedeelte aanhaal, waarin die koordigter sê, ek het 'n rede om die Here te dien. En nou, as die koordigter dit sê, dan moet ek dit persoonlik op myself vat en vir myself sê, luister hier, jy Kobus het 'n rede om die Here te dien. Amen. Want weet jy wat, toe jy in jou sonde toestand was, toe jy afgeskryf was deur die wêreld, toe jy uitgestoot was, uitgeworpe was, amen, mense jou bespreek het, mense agteraf met jou was, mense jou, halleluja, uit hulle onmiddellike samekomskringe uitgedryf het, toe was dit hierdie God, wat jou vink en sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Amen. Ek het 'n rede. Ek weet u het 'n rede. Dawid noem hierdie dinge en hy skryf in die boeke van die 38ste hoofstuk van die 23ste vers skryf Dawid hierdie pragtige gedeelte en hy sê, die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is. Amen. Dit is wat Dawid hier skryf. Hy maak dit 'n publieke bekendmaking wanneer hy sê dat die Here bepaal die koers van die mens. As jy jou hoop vandag op iemand gesit het, my liewe vriend, wil ek vir jou sê dat dit die verkeerde besluit was. Want die persoon op wie jy jou hoop sit, mag dalk net vir jou vandag teleurstel. Die persoon op wie jy jou vertroue vandag sit, mag dalk vandag net vir jou 'n teleurstelling wees. Ons lewe tog in hierdie wêreld waar alles so koud is en mense basies nie omgee vir mekaar nie. Jou hoop, my liewe vriend, as dit op die mens is, kan jy 'n resultaat verwag van teleurstelling. Maar Dawid sê, dat die Here bepaal die koers van die mens. Amen. As jou hoop en jou vertroue op die Here is, luister hier, dan bepaal die Here
jou koers. Hy gaan bepaal waar en wanneer dinge vir jou gaan gebeur. Hy gaan bepaal wanneer jou suksesse gaan kom. Hy gaan bepaal wanneer hy vir jou deure gaan oopmaak. Die Here self gaan bepaal wat jou eindbestemming gaan wees. Hy alleen en niemand meer. Hy bepaal die koers van die mense in wie se lewe hy tevrede is. Hoor hierso, en dit gaan verder wat Dawid hier sê. Hy sê, hy ondersteun hom. Halleluja. Is dit nie wonderlik om te weet dat jy 'n hoër, divine, superior person het in die vorm van God, wat jou ondersteun nie, wat jou onderskraag nie, wat nie vinger na jou wys wanneer jy 'n fout gemaak het nie, wat nie vir jou bespreek by iemand anders nie. Is dit nie wonderlik om te weet dat jy so iemand vandag aan jou kant nie? Het is nie verniet dat Paulus in die boeke van Romeine uitroep en sê, as God vir my is, wie kan teen my wees nie? Want weet jy, as dit is lekkerder en dit is meer geruststellender wanneer jy weet dat Christus jou ondersteun en dat hy jou gange of jou koers bepaal. Dawid skryf in die 24ste vers, hy sê, as so iemand val, bly hy nie lê nie. Met ander woorde, mens raak moeg, want ons lewe in 'n wêreld waar dinge so moeilik raak, en baie kere kom jy by 'n punt waar jy wil hoop opgee, maar Dawid sê, as so iemand val, die persoon raak moeg, hy wil nie meer verder gaan nie, hy is nie meer lus om aan te gaan met die saak nie, so 'n persoon bly nie lê nie, die persoon sal altyd opstaan. Dit is wonderlik om te weet, wanneer jy aan die Here vashou, wanneer jy aan die Here vashou, weet jy dat jy is veilig. Jy val, maar jy staan weer op. Amen. Jy raak moeg, maar jy staan weer op. Jy wil opgee, maar jy staan weer op. Jou woorde raak min, want dinge lyk of het net afdraan gaan vir jou, maar jy staan weer op. Want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Halleluja. Hoor wat sê die C-gedeelte in hierdie teks. Hoor wat sê die C-gedeelte. B-gedeelte sê, kom ek lees die volle teks. As so iemand val, bly hy nie lê nie. Maar hoor hierso, want die Here, ek sê die Here, maak nie saak waar jy is vandag nie, ek sê die Here, dit maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie, ek sê die Here, dit maak nie saak hoe die dokters jou siekte beskryf het en hoe hulle hoop opgee en wat hulle te sê het oor jou lewe nie, ek sê die Here. Halleluja, die Here help hom op. Ek sê vir jou, die Here gaan vir jou optel weer. Die Here gaan weer jy lewenslustigheid in jou binneste inboesem. Jy gaan weer kan sê, so sê die Here van die leerskare. Jy sal weer 'n getuienis hê wat miskien by die mens vir jou 'n onmoontlike scenario geskets het, maar toe die Here op die scene kom, toe bring hy 'n verandering. Net die Here tel so iemand op. Amen. Dis die Here. Dis die Here wat die verskil maak. Dis die Here wat die wonderwerke doen. Dis die Here wat vir jou antwoorde gee. Goeiemôre Dawid. Halleluja. Gous al die pad uit Kraaifontein uit. Die Here gee vir jou hoop.
Dis die Here wat vir jou liefde gee. Dis die Here wat vir jou, halleluja, 'n toekoms het. Geen mens in hierdie aarde kan jou môre vir jou bepaal nie. Net die Here weet wat jou môre gaan wees, hoe dit gaan lyk en wat jou uitkyk daarin gaan wees. What more can Jesus do? He laid the foundations, open wide the door. What more can Jesus do? Ek het 'n rede om die Here te dien. Ek het 'n rede vir die eenvoudige feit, almal het teen my gedraai, die Here het na my gekyk, hy het my opgetel, hy het my nie laat bly lê nie, hy het my opgehelp. Amen. Is net die Here wat jou kan optel. Liewe vriende, my laaste teksgedeelte in dieselfde hoofstuk van die 37ste boek in Psalms. Wonderbaarlik kom Dawid en hy sê, ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie. Dit is kragtige woorde. Dit is kragtige woorde. Halleluja. Die Here gee die versekering vandag. Amen. Soos wat hy jou gedraai het toe jy jonk was en jy ouer geraak het, het die Here, halleluja, jou gedra. Hy het aan jou voorsien. Die Here het na jou gekyk. En omdat jy gehoorsaam was aan die Here, my liewe vriende, omdat jy die naam van die Here bely het tydig en ontydig, omdat jy gewillig was om sy werke te doen, het die guns van die Here op jou lewe gekom, en omdat die guns van die Here op jou lewe was, halleluja, het die Here nie net na jou gekyk nie, maar het ook gekyk na jou nageslag, dat hulle nooit nodig sal hê om, halleluja, 'n beggar mentality te hê nie, dat hulle nooit nodig sal hê om rond te gaan vra vir brood nie, dat hulle tekort sal kom nie, want Dawid skryf in sy Psalms, Psalm 23, dat die Here is my herder, ek kom niks kort nie. My liewe vriend, as die Here so getrou is om na jou om te sien, om na jou belange te kyk, om te sorg dat jy staande bly, het jy vandag 'n rede om die Here te dien. Kom ons hou op kla. Kom ons hou op murmureer. Weet jy wat, die feit dat jy die gebruike van jou ledemaat het, is genoeg rede om die Here te dien, want daar is baie van vandag wat in reistoele vasgekluister is, baie vandag wat in hulle beddes vasgekluister is. Ek weet van 'n naam, 'n lieflike naam, dis Jesus se naam, hy alleen, halleluja, en niemand meer. Hou op kla, hou op murmureer. Amen. Hierdie tyd is 'n moeilike tyd in die Swaggart familie. Amen. Die bekende evangelis pastoor Jimmy Swaggart, welbekende lied recording song artist, welbekende evangelis, prediker van die gospel, welbekend, amen, het Saterdag 'n hartaanval gekry in die ouderdom van 90 jaar oud. Hy lê, soos wat ek nou huidiglik met u praat, in die ICU. Amen. Sy seun noem hierdie getuienis, ek volg hierdie die vordering van Swaggart se siekte en sy siekte toestand volg nou die afgelope 3 dae. Amen. En sy seun se uitgangspunt, as die Here nie 'n wonderwerk doen nie, gaan sy lewe kort geknip word. Maar weet jy wat, ek sien hierdie verhaal as ons kan nie by God uitkom. En dis 'n profeet Slabber noem hierdie ding. Jy kan nie by die Here uitkom as jy nie deur die doodsproses gaan. Amen. Om God te sien, moet jy deur hierdie proses gaan. Die storie met ons is
Ons is maar net ignorant om die ding te verstaan, dat ons ook moet sterwe. Amen. Maar die lied van die Pinkstervolk sê, wat gaan jou antwoord wees die dag as Jesus kom? Amen. Ons elkeen sal 'n antwoord moet hê. Ons elkeen sal moet verslag kan gee van ons lewens. Ons elkeen gaan, halleluja, gaan gekone word in dit wat ons gedoen het, toe ons gelewe het. Wat gaan jou antwoord wees? Jimmy Swaggart het 90 jaar. Amen. Ons weet nie hoeveel genade tyd vir hom oor is nie. Maar die Here het hom gedra vir 90 jaar. En hy het die Here gedien vanaf 8-jarige ouderdom tot en met 90, halleluja. Die geleenthede wat hy gehad het hy gebruik, halleluja. Want sy legacy kan na gekyk word. Ons sing nog vandag liedere soos, halleluja, Telephone the glory, telephone the Lord, amen. Oh, what joy it is. Ons sing vandag nog steeds, hallelujah, hallelujah, what a friend we have in Jesus. Ons sing vandag nog steeds, hallelujah, he touched me. Ons sing vandag liedere wat uit sy geledere uitgekom het, amen. En so kan ons dan die Here dank vir sy lewe. Die vraag is vandag, wat het u tot dusver vir die Here gedoen? Amen. Halleluja. Ek het 'n rede om die Here te dien. Amen. In my rype ouderdom voel ek nog steeds om die werk van die Here aan te gaan. Ek voel nog steeds om berge te klim. Ek voel nog steeds om 'n paar mense op te tel. Ek voel nog steeds om 'n paar sondaars uit die wêreld uit te gaan haal. Ek voel nog steeds, halleluja, om die duiwelse koninkryk leeg te trek. Want weet jy wat? Ek het 'n rede. I've got a testimony. Halleluja. Toe alles rondom my val, toe hou die Here vir my staande. I have a reason. I have a reason to praise the Lord. Mag hierdie dag vir u seëning hou. Maak seker dat u vrede gesluit het met die Here. Maak seker dat u die regte antwoord vir die Here het. Maak seker dat die lewe met Christus reg is. Maak seker dat daar nie onbeantwoorde vrae binne jouself is nie. Hallelujah, because Jesus is the answer for this world today. Mag u dag geseën wees. Mag die Here vir u krag gee. Mag hy u versterk in hierdie dag. Weet dit vandag. Hallelujah. Jy het vandag gerede. Ek het vandag gerede om die Here te dien. Ons moet nie opgee nie. Ons moet nie moeg word nie. Yes, ons raak moeg en mat, maar die Here kry ons vandag weer hier in die boeke van Dawid. Psalm sê, halleluja, dat as ons val, bly ons nie lê nie, want die Here help ons op. Amen. Dit is die woord van die Here vandag, vir die kinders van die Here, en ek glo dat die Here vir ons vandag wonderlik geseën het met sy woord. Die Here kry die lof van die eer. Amen.